Goeiedag, ons is by sessie 73. Ons is by Sondag 47 en vraag en antwoord 122. En die vraag is, wat is die eerste bede? En dan is die antwoord, laat u naam geheilig word. Dit is, gee allereerst dat ons u reg ken en dat ons u heilig, roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat u naam nie om ons ontwil laster nie, maar geëer en geprys word. Skalk, ja, laat u naam geheilig word. Ja, kyk, vir die Jode, in Jesus se tyd, was daar nie 'n onderskeid tussen iemand se naam en die persoon nie. Dit is amper, jy is jou naam. En God is sy naam. Daarom kon mense baie keer in die Joodse gelowiges bid en sê, die naam het gesê. En dan bedoel hulle God. Maar ek, so daar's nou 'n klomp vreeslike mooi goed wat die katekismes hier sê, maar ek dink altyd as ek oor laat u naam geheilig word, dan dink ek so daaraan. Ek het op die plaas, my oom hulle se plaas, dit was nie ons sinne nie. Ons het baie op die plaas gekom en met Kersfees het die familie almal daar by mekaar gekom. Dit was 'n groot plaas, 'n groot huis, heerlik buite onder die groot vyeboom was daar amper 'n saaltjie onder die vyeboom het so amper 'n saaldak gevorm, die ou vyeboom. En ons het daar Kersfees deurgebring. En dan my ma en my tantes in die kombuis besig gewees en daai span kon kos maak, meneer. Ek beloof vir jou, ek dink hulle moes 'n Michelin sterre gekry het vir kos maak. Maar dan is hulle in die kombuis besig en al my tantes en my ma het non-stop gepraat. Elkeen van hulle non-stop gepraat. Sodat dit 'n hele die woord is mos 'n kakofonie. Dis deur mekaar klomp klanke en ek dink, ek het as klein seentjie nie reeds gedink, hulle weet nie wat, niemand van hulle weet wat die ander sê nie. Almal van hulle is daarop ingestel om self iets te sê, so dit praat. Maar my een tante kon niemand se naam onthou nie. Sy het gesê dinges, jy weet, en dan sy nou, so wat nou vir my bybly van daai geselsery is Natsari wat kort dinges en dinges het gesê, en toe het ek vir dinges gesê, en dinges het nou, en dinges hulle kom weer in so aan, en dan het ek gedink, jy weet, geen mens weet wat 'n dinges sy nou van praat nie. Nou, dinges help jou in sulke omstandighede om oor iemand te praat, maar dinges gaan jou nou byvoorbeeld nie by die kerkbazaar help as oom Piet nou die afvalpot maak daar aan die ander kant, en jy wil nou die afval begin skep hier, en jy wil vir oom Piet roep om die afval nader te roep, gaan dit nie help, jy skrou vir dinges nie. Oom Piet gaan nie weet, jy praat met hom nie. En dit is vir my die punt, om God se naam te ken, om te kan sê Here, of in die Hebreëse Ou Testament Yahweh, Here, die Here Yahweh, dit beteken jy kan hom aanroep. As jy in die nood is, hoef jy nie te sê, soos daar in Athene was daar mos nou die altaar vir die onbekende God. Jy hoef nie hier in die wilde te skrewe, ding is God, jy kan hom by sy naam roep, jy kan sê, Here, en dit is die kosbaarste ding op aarde, is jy het, in die Amerikaanse, kom ons noem het so, in die Amerikaanse fiksie en goed te praat, die slang titel vir iemand se naam is 'n handle, nee? Jy het 'n handle, jy kan hom vat met die handvatsel, sy naam, jy kan God nooit met 'n handvatsel beheer nie, maar jy het 'n manier om met God te praat, en dis die kosbaarste moontlike geskenk wat die Here Jesus vir ons kom gee. Dit is baie persoonlik, en die ander ene ook, dis al van 'n opening
vir God se grootheid, om sy grootheid oop te kan maak. So die ontzag, dit lê in die moment miskien. Dit lê miskien ook in die moment dat, terwyl jy nie antwoorde het nie, jy weet jy na iets groter toe beweeg, as net 'n algemene iets. Ja, na So iemand. dis persoonlik, dis groter, Dis dis eintlik 'n bede van vertroue, nee. Is 'n bede van vertroue en hy volg natuurlik ek wil amper sê naadloos op die een waaroor ons gister of die vorige keer gepraat het, oor die Vader, nee. Ja. Want die naam waarmee ons hom nou ook kan aanroep is nou in Jesus se kosbare naam, en dit is Vader. En ons gaan nie, weet jy, as jy eenmaal besef dat dit die kosbaarste sleutel is, dat jy met hierdie God, hierdie groote, hierdie almagtige, hierdie skepper van hemel en aarde, van die verste vertes, dat jy met hierdie God kan praat, dan word die naam waarmee jy hom aanspreek, die kosbaarste besitting wat jy kan hê. En as jy vra, heilig dit, Here. Heilig, onthou net die woordjie heilig, ek dink ons het dink ek al daaroor gepraat, maar die woordjie heilig beteken nie sonder sonde nie. Die heilig beteken op sy gesit vir 'n besondere taak, vir 'n besondere rol. Ja. So, dit word duidelik as jy daaraan dink dat die tempelgereedskap, wat by die altaar en die tempel by die offer gebruik is, was heilig. Nou, dis nie asof daai tempelgereedskap in die nag wakker word en dan stouteghede sou kon aanvang wat hulle dan nou nie aanvang nie, en daarom is hulle heilig nie, want hulle is sonder sonde nie. Maar die heiligheid van die tempelgereedskap het eenvoudig beteken, jy vat nie die vurk wat by die altaar gebruik is, en jy gaan grou in jou tuin daarmee nie. Ja. Hy is op sy gesit vir hoogs spesiale gebruik. Hy is op sy gesit vir God se diens. En as ons heilig is ons met ander woorde nie sondeloos nie, maar ons is op sy gesit vir God se diens. En as sy naam geheilig moet word, beteken dit sy naam is op sy gesit vir 'n gesprek met hom. Ja. Dit is nie 'n ding, iets wat ons sommer net kan gebruik as ons nie weet wat aangaan nie. Of iets wat ons, as ons ontsteld is, kan uitroep, of wat ook al nie. Dit is hy is heilig, hy is op sy gesit, sodat as ek daai woord gebruik, dan weet God ek praat met hom. Ek sit sommer net dink skalk, dit help ons ook met 'n transisie. Weereens, ek dink wat die gebed vir ons sê, is die gebed sê, neem tyd om stil te wees, neem tyd om apart te wees, om uit jou routine uit te kan klim, om te besef dat al jou gewone momente hierdie heilige momente is, maar jy kan dit nie sien nie. So wat jy moet doen is, jy transformeer jou letterlik, in 'n God wat, in 'n erkenning, jy is hier besig met 'n God wat groter is. Dis 'n ander tipe bewussyn. Kyk, so die bewussyn is, ek is besig met 'n klomp goed, so ek weet God is hier, en my kennis, my kognitiewe kennis sê God is hier. Ja. Maar as ek die gebed bid, dan doen ek iets groot, meer as kognitief. Ek begin erken dat my alledaagse deel is van hierdie groter gesprek met 'n God wie groter is as die transcendente, groter as die, jy weet, wat voor ons is. So, dis vir my 'n mooi moment van transisie, uit 'n alledaagse na wat rondom ons besig is om te gebeur. Ja, kyk, ons kom net gou goed terug by die alledaagse en sommer net die gesprek met God. Ek hardloop nou hierbo in die park, en daar is mos hierdie dam en die koolganse en daar is nou 'n babietjie koolgansies, daar is nou kuikentjies wat saam met pappa en mamma daar op die dam rondgaan, en dan as hulle vir my partykeer so mooi dat
ek sommer wil tranerig voel as ek na hulle kyk en dan sê ek vir die Here, het U gesien? Ja. kyk net hoe mooi is hulle. Wat 'n pragtige wêreld het U nie gemaak nie. En dit is dan in die gewone gang van sake. Maar daar is ook 'n tyd, ek onthou dat ek, ja, kom ek begin self so. Ek sê eendag vir Prof Bethel Miller, vir oom Bethel, toe ek student was, ek onthou dit baie goed. Ek het vir hom gesê, ek het by, ek dink dit is by Kierkegaard wat ek dit gelees het, wat hy sê, die plek wat ons met God moet gesels is op die straat, tussen die mense. Nou is ek as jong student heeltemal oorweldig deur die gedagte en ek gaan ook daarmee oploop. Jy weet, nou sê ek vir hom, Bethel, ek drink koffie daar by hom. Hy het 'n verskriklike mooi vrou gehad, Tannie Helen. Joh, sy was mooi. 'n Hollandse prof wat daar gekuier, wat by Bethel hulle gekuier het eendag, om Bethel het vir my gesê, het 'n postkaart huis toe gestuur en gesê, die vrou van die Bethel is die mooiste vrou in Suid-Afrika. En sy was ongeveer die mooiste vrou. Maar hy sê vir my, hy sê Tannie Helen hy sê, man, hy sê ja, hy sê ek en Tannie Helen gesels met mekaar sommer in, so tussen mense, hy sê, en as ons soms in 'n groep is en ons vang mekaar se oog oor iets, dan het ons so 'n bietjie binnepret, want ons deel iets met mekaar, so daar's heeltyd kommunikasie tussen ons. Hy sê Maskalk, hy sê daar's dan ook tye wanneer ons heeltemal alleen met mekaar wil wees, waar daar nie ander mense kan by wees nie. Ja. En skielik het daar vir my lig opgegaan oor gebed ook. Daar's tye wanneer ek heeltemal alleen in 'n diepe gemeenskap met die Here moet wees, maar daar's ook tye wanneer ek sommer hier by die dammetjie sê, Here, joh, maar hierdie kykietjies is daar mooi. Maar dis nou mooi, want dis die bede. Dis hierdie persoonlike, dis 'n uitdrukking, laat die naam geheilig word, waarin jy diep onder die indruk kom van God se andersheid. Van God se andersheid, ja. En van die feit dat sy naam vir jou gegee is, as 'n geskenk, dat jy met hom kan praat, ja. Maar dat jy voor die Almagtige staan, ja, voor die onbeskryfbare, onvergelyklike, groote God. Wat 'n troos is daar nie in nie. Marius, ons kan met hom gesels, en hy hoor, hy luister. So dis 'n uitdaging, sal ek net nou mooi gesê, weer eens, dis 'n uitdaging om ons 'n bietjie uit te daag, om te sê, ja, daar is jou alledaagse denke oor God, gedagtes oor God, maar daar is iets anders ook. Daar is iets anders om alleen te wees. Daar is iets anders. En jou gebed so te begin, om te sê, Here, ek glo in U alwysheid, U almag, U goedheid, U, en jou net toe te laat om in daai ruimte met God te wees en op daai manier te hoor dat hy met jou praat. Op daai manier te hoor en op daai manier vrede te kry. Ek het juist gister vir iemand wat verskriklik beswaar is oor die lewe, en daar is geweldig baie om oor beswaar te wees. Ek weet dit, daar gebeur verskriklike goed in ons wêreld. Maar ek het vir haar gesê, weet jy, onthou tog ook maar, om terwyl jy hierdie goed voor God wil noem en wil kla oor ons wêreld, om ook bly te wees oor wat mooi is en wat goed is en wat lieflik is en wat loflik is. Kom in die teenwoordigheid van God en vind die absolute troos en vrede en beskerming dat hierdie almagtige, groote, wonderbare God, dat hy jou God is. Ja. En dat jy sy naam het en dat jy met hom kan praat. Dis die wonder. Ja. Ons gaan na die besprekingsvraag toe. Die eerste bede impliseer dat ons God se eer bo ons eie behoeftes stel. Sê nou jy is in 'n persoonlike krisis en God help nie.
want dit sal sy naam onteer. Sal dit vir jou reg wees? En dan net vir 'n volgende keer, ons ken die woorde die koninkryk van God, maar kan jy dit vir iemand verduidelik wat dit presies is?